Here, ons vra u seën op ons erediens vandag. U is tasbaar en sigbaar teenwoordig. Nie net hier nie, maar elke dag in ons lewens, elke tree wat ons gee. Ons bring ook vandag, Here, ons las, ons seer. Ons kom sit dit voor u voete neer. U is die enigste een wat ons kan troos. Amen. Ons het die afgelope paar weke besig gewees met so bietjie van 'n preekreeks, woorde wat 'n mens aan jou lyf voel. Dis die moeilike goed waarmee jy te doen het, wat jy soms, dis nie net goed wat met ander mense gebeur nie, jy kan uit ervaring uitpraat. En ons het verlede week stilgestaan by 'n baie bekende gedeelte, eintlik uit Genesis 37, waar Josef in 'n moeilike posisie geplaas was. 17 jaar oud, tiener. Die wêreld moet nog gevorm word, die waarheid moet nog eintlik fondamente kry in sy lewe. En dan sit sy pa hom in 'n moeilike situasie. Hy gaan saam met sy boetie skape oppas, maar hy is daar nie om skape op te pas nie, maar om slegte nuus oor hulle huis toe te bring. En hy dra 'n kleed wat net vir hom gemaak is, wat niemand anders het nie. En die woord sê, Jakob het geen geheim daarvan gemaak nie. Hy het Josef liewer gehad as al sy ander broers. En om het moeiliker te maak, kry Josef dan hierdie drome. Eerste droom waar hulle gerwe besig is om bymekaar te maak op die land na 'n oes. En sy gerf staan regop en almal se gerwe buig voor hom. En 'n tweede droom waar alles uitgebeeld word, die son, die maan, die sterre, al die ander sterre en die son en die maan buig voor sy ster. En dan op 'n stadium met sy broers genoeg gehad en in 'n sinnelose oomblik besluit hulle om van hom ontslae te raak. Ons lees vandag verder en die gedeelte wat ons lees uit Genesis 45 vind so 22 jaar later plaas. Kom ons lees Genesis 45 vanaf vers 1. Josef kon hom nie langer bedwing voor almal wat langs hom staan nie en roep toe uit, stuur almal uit weg van my af. Daar het niemand anders by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het hardop begin huil. Die Egiptenare het dit gehoor, ja ook die huis van die farao het dit gehoor. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef my pa nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle het verbuisterd voor hom gestaan. Josef sê toe vir sy broers, kom tog nader na my. Hulle het nader gegaan en toe sê hy, ek is Josef, julle broer, julle het my verkoop om na Egipte geneem te word. Maar moet julle nou nie ontstel en julle self verwyd, omdat julle my verkoop het nie. En ek hier beland het nie. Want dit is vir die behoud van lewens, dat God my voor julle uitgestuur het. Ja, daar was nou al 2 jaar lang hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n nakomelinge te vestig op aarde, en om julle in die lewe te hou met die oog op 'n groot uitredding. Dus, dit is nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. En hy het my as 'n vader vir die farao aangestel, as 'n heer vir sy hele huishouding, en 'n regeerder oor die hele Egipteland. Maak gou en trek op na my pa. Sê vir hom, so sê u seun Josef, God het my aangestel as heer oor die hele Egipte. Trek af na my toe. Moenie talm nie.
kom woon in die Goosenstreek, sodat pa naby my kan wees. Pa en pa se kinders en kleinkinders en ook pa se kleinvee en beeste en alles wat aan pa behoort. Ek sal pa daarvan kos voorsien, want daar gaan nog 5 jaar hongersnood wees. Anders verarm pa, pa se huis en almal wat aan pa behoort. Kyk, julle sien nou self, en my broer Benjamin sien uit ook, dat dit uit my mond is, uit my eie mond wat ek met julle praat. Vertel vir my pa, van al die aansien wat ek in Egipte geniet, en van alles wat julle gesien het. Maak net gou, en bring my pa af hierheen. Ek lees vanoggend net tot hier, geliefdes. Kom ons word stil voor die Here. Wat 'n voorreg, Here, om saam met mense, om tussen mense te sit, wat U ken, wat U liefhet, wat U aanbid. Mense wat weet waar hulle krag vandaan kom, mense wat weet wie hulle hoop vir hulle gee, mense wat weet, U is altyd by hulle. Wat 'n voorreg om saam met hulle te sing, om saam met hulle te luister na U woord, om saam met hulle te bid, Here. U bind ons saam met U bloed. U maak ons familie in U naam. U stuur ons oor mekaar se pad met uitgestrekte hande en oop harte. Dit help so baie, Here. Ook my lewe, soos almal se lewens hier, is tyd in U hande, Here. En wanneer my tyd verby is, en wanneer ek my oë sluit, is alles nie klaar en oor nie. Ek kry die voorreg om te gaan aansit by die hemelse feesmaal waar U die eregas my ontvang, omdat U my verwag het. Ek gaan tuis in 'n huis met baie woonplek, wat U, Here, gereed gekry het vir elkeen van ons. Dankie dat ons vandag ook ons geliefdes in U hande kan plaas. Dankie dat ons ook kan vra dat baie van ons mense wat die laaste bietjie gemaak het van die skoolvakansie en iewers terheen van op pad is, dat U hulle op veilig tuis sal bring. Dankie, Here, dat ons kinders môre met 'n nuwe kwartaal kan begin, die laaste een vir die jaar. Ons bid dan spesifiek ook vir hulle, dat dit 'n goeie tyd sal wees. Dikwels ook hierdie tyd van die jaar, 'n tyd waar jy rekenskap gee vir die hele jaar se werk. Dankie vir die vermoë, Here, waarmee U hulle geseën het. Dankie dat U hulle toerus met die krag en die deursettingsvermoë om te kan werk. Here, ons plaas ons lewens opnuut weer vanoggend in U hande. U het vir my gesterf, U bloed het my rein gemaak, U het vir my 'n nuwe titel gegee, nie sondaar nie, maar verloste, Here. En help my dan om as 'n verloste te leef. As ek hierna met die volgende lied, U koningskap, U majesteit, U grootheid, ook weer eens oor my lewe proklameer, Here, doen ek dit nie uit gewoonheid nie. Ek doen dit omdat ek aan U behoort. Amen. Geliefdes in die Here, die wêreld is soms 'n plek vol stikkende mense. Partykeer breek ons, omdat daar dinge met ons gebeur, daar kom goed oor ons pad, daar vind goed plaas en dit laat ons stikkend. So partykeer is ons stikkend as gevolg van omstandighede. Maar partykeer breek ons mekaar ook. Partykeer is ons stikkend as gevolg van iemand anders.
En daai goed wat in jou pad kom, die omstandighede wat verander, die nuus wat nie maklik is nie, God se tyd heel baie wonde. Na 'n tydjie kom jy agter, jy het aanbeweeg, jy het 'n stukkie aangestap, dit is 'n bietjie beter as wat dit was. Maar wanneer iemand jou seermaak, wanneer daar iemand was wat regtig jou vrede kom steel het, wanneer iemand iets aan jou gedoen het, vat dit baie keer 'n bietjie langer. En daai goed wat aan jou gedoen is, kan soms soos 'n las hier in jou binneste kom lê. Kan soms 'n skade weer oor alles gooi. Want jy wil nie altyd dink aan wat aan jou gedoen is, wat jy ervaar het, wat jy beleef het, hoe seer jy gehad het nie. Maar jy staan een oggend op en gister was alles nog reg. Ewe skielik is hierdie goed in jou skoot. En daai las kan baie keer swaar word. Ons is nie gemaak om lasdraers te wees nie. En op 'n stadium staan daar mos geskryf in die woord van die Here, Hebreërs 12, terwyl julle 'n skare geloofsgetuies om julle het, raak ontslaaf van elke las wat jy dra. Gooi hierdie las af, dat jy die wedloop kan voltooi met volharding. Elke stuk sonde wat jou verstrik, elke ding wat jou pla, gooi dit af. En dan kan jy die wedloop voltooi. Want het is moeilik om te hardloop as jou hande vol goed is. En wedlope is nie gemaak vir laste om gedra te word nie. Partykeer het 'n mens vergifnis, brood nodig. Hierdie ding klap vanmôre kwaai. Maar mense het vergifnis nodig. En 'n mens dink soms dis moeilik om vergifnis te vra. Want jy gaan terug na iemand toe wat jy seer gemaak het, jy gaan terug na iemand toe met pyn, jy gaan terug na iemand toe wat jy onregverdig behandel het. Dis nie 'n maklike ding om vergifnis te vra nie, en die persoon kan ook sê, ek vergewe jou nie. Maar dis nogal die makliker een van die twee. Dikwels is dit moeiliker om iemand te vergewe. Want ek wil nog nie. Ek is nog te seer, ek is nog te rou, ek is nog nie by die punt nie, en ek weet nie of ek dit ooit wil doen nie. Kyk 'n mens op 'n afstand na Josef hulle, lees jy so hier en daar 'n versie, kon dit wees dat jy tot die konklusie kom dat daar 'n baie wrede ding gedoen was aan Josef en veral aan sy pa. Dit was 'n wrede ding toe sy broers besluit om hom op 17 in 'n put te gooi. En op daardie stadium was hulle so klaar en so moeg. Hulle wou hom eintlik doodmaak. Maar dan sê die oudste boetie Reuben, laat ons hande nie vol bloed wees nie. Kom ons raak van hom ontslaan, en voordat hy kom sien, neem Juda die voortou. En Juda sê, maar kom ons verkoop hom. Ons hande is dan nie vol bloed nie, ons het 20 silwer muntstukke in die sak, en hy is uit ons lewens uit. Maak nie saak hoe irriterend 'n broer kan wees nie. Ek weet nie hoe verkoop jy hom as 'n slaaf nie. Want ewe skielik verander sy titel op daai oomblik. Hy is nie meer sy pa se gunsteling kind nie. Hy word as 'n slaaf verkoop aan ouens wat van Midianiete, die Midianiete wat daar verbykom en op pad is Egipte toe. Hierdie ouetjie gaan as 'n slaaf Egipte toe. Hy word beroof van die lewe wat hy gehad het, en sy pa word beroof van 'n kind wat hy verskriklik lief gehad het. En so land Josef dan in Egipte, en hy word gekoop deur iemand met die naam van Potifar. Ek weet vir 'n feit, dit was nie Josef se planne vir homself nie. Hy het waarskynlik gedink hy gaan 'n wonderlike lewe saam met sy gesin, saam met sy broers, saam met sy pa,
saam met sy mense, hier word hy verkoop, hy beland in Egipte. God se planne werk mos baie keer anders, is dit nie? Jy maak planne, jy het idees. As jy weer sien, loop die pad in 'n ander rigting, moet jy herdink, herfraseer, herorganiseer. Hierdie goed voel ons somtyds aan ons lywe. En 'n mens sou kon dink, een sinnelose transaksie. Een groepie broers wat eintlik so bietjie hulle meer verloor, is dit die moeite werd gewees? Eindig alles vir hom. Hy eindig as slaaf in Egipte. Potifar koop hom, hy is die hoof van Farao se leiwag. En dit gaan goed in Potifar se huis. Josef is 'n slaaf in Potifar se huis, maar dit gaan baie goed met hom. En dan kan mevrou Potifar haarself nie hanteer en haarself eintlik weerhou nie. En as Josef weer sien, sit hy in die tronk. Dit moes eers erger word voordat dit beter word. Maar dis daar in die tronk wat hy dan agterkom, ek het 'n gawe. Ek kan mense se drome uitlê. Mense bring vir my dit wat hulle gedroom het, ek vertel vir hulle wat dit is en dit werk so. En is dan hierdie gawe wat hierdie ouetjie het, wat hom uiteindelik dan ook voor die Farao laat beland, want die Farao het toe 'n lelike droom, 'n paar van hulle, eintlik 'n nagmerrie, en hy weet nie wat dit beteken en die waarsêers kan hom nie help nie. En dan lees ons Genesis 41, is eintlik vir my so mooi. Die spul kry toe vir Josef, skeer hom eers en trek vir hom nuwe klere aan. En toe word hy Farao toegevat. Want hy kan dalk help. Farao vertel die drome en Josef, sonder om 'n oog te knip, vertel vir hom wat gaan gebeur. Vertel vir hom wat sy drome eintlik sê. Josef, sonder om 2 keer te dink, vertel vir hom, dis nie ek wat dit uitlê nie, dis wat God my meedeel, dis wat in jou lewe gaan gebeur. En dan hoor die Farao, dit gaan vir 7 jaar baie goed gaan. Die oorvloed wat hulle gaan beleef, die goeie oes, daar was nog nie tevore so een nie. Daar gaan soveel oorvloed wees, 'n mens gaan amper daarmee wil kan mors. So tussen ons, dit breek my hart as ek hoor kos word weggegooi. Maar hou vas, sê Josef. Na die 7 jaar van uitermatige oorvloed, kom daar 7 moeilike jare, waar jy nie eers gaan ploeg en plant nie, want die son verdor alles. Daar gaan ellende kom, daar gaan hongersnood kom, daar gaan pyn wees, daar gaan soveel mense nood hê. En dan gaan Josef verder en hy lê nie die droom uit nie. Hy gee ook raad. Hy sê, wat jy nou moet doen, Farao, jy moet iemand aanstel wat alles organiseer, alles beheer. In hierdie 7 vet jare wat kom, vat wat jy nodig het, moenie mors nie, spaar al daai goed. Iemand moet beheer neem, iemand moet organiseer, iemand moet sorg dat hierdie goed geberg word in groot skure. Die Farao sê natuurlik, dankie, ek het die man. Hier sit hy voor my. God het aan jou hierdie goed bekend gemaak. En God het jou geseën met wysheid en insig en die vermoë om hierdie ding te organiseer. Stel jy belang. Josef tronkvol, skoon geskeer, nuwe klere. Stel jy belang. En net daar, op daai punt, word hierdie man aangestel op die ouderdom van 30. Tweede in bevel. Net onder die Farao. Alles onder sy beheer. Besluite wat hy moet vat, verantwoordelikheid wat hy moet neem. 13 jaar later. En die ouetjie wat as 17-jarige slaaf verkoop was. Nie te sleg nie.
eintlik die groot suksesverhaal van sy gesin. Maar hulle weet dit nie. Sy pa dink hy is dood, want die kleed vol bloed was na hom toegebring, bokrambloed. En sy broers weet, hy is verkoop uit hulle lewe uit. Ek wonder of daar 'n skuldgevoel was, wat hulle tog so nou en dan gery het. 13 jaar gelede het dele van sy gesin besluit om nie verder hulle lewens met hom te deel nie. En toe kom die hongersnood. 7 jaar het verbygegaan, nog 7 jaar was oorvloed en ewe skielik kom die hongersnood. Maar Egipte is gereed, die skure is vol en dan kom jy 'n ding agter, dis nie net Egipte wat ly nie, dis die res van die wêreld ook, mense uit ander lande. Hoofstuk 41 vers 57. Voordat jy weer sien, daag daar 10 bekende gesigte op, wat ook kos soek. Wat 500 kilometer ongeveer, 6 weke lank heen en weer, uit Kanaan uitgereis het, om te kom kos koop in Egipte. Sy 10 broers. Maar dat 'n lang tyd verbygegaan. Hulle het hom verkoop as 17-jarige, op 30 is hy aangestel, nog 7 jaar het verbygegaan en dan kom jy agter nog 2 jaar, Josef is ongeveer nou so 41 jaar oud, dis 'n lang tyd tussen 17 en 41, hulle herken hom nie, maar hy herken hulle, en dis gevaarlik. Dis gevaarlik as daar woede en wraak en seer in jou binneste sit. En aanvanklik lyk dit asof hy 'n kat en muis speletjie met hulle speel. Dan heet hy hulle welkom. Dan beskuldig hy hulle spioene. Dan stuur hy hulle weg met hulle beursies in die sak, maar hy hou een broer agter, Simeon. Hy sit hom in die tronk. Hy sê, ek hou julle boetie hier, totdat julle jongste broer ook saambring, Benjamin. Kat en muis die hele tyd. Hulle los hulle broer in die tronk. Hierdie man het vir hulle gesê, hulle moet dit doen, hulle gaan terug na hulle pa toe, kom agter toe hulle die sakke oopmaak. Hulle het nie vir hierdie kos betaal nie, hulle geld is teruggesit, maar daar's 'n boetie daar aan die ander kant, en hierdie persoon vereis dat hulle jongste broer is al wat hulle pa oor het van hulle ma, dat hy moet saamkom. Aanvanklik wil Jakob nie dit hê nie. Die verlies aan sy lieflingseun het hom plat op die aarde geslaan. Maar dan raak hulle weer honger, die kos raak op. Die broers trek weer terug, weer met vol beursies, en enkelike ekskuus, want wat het nou hier gebeur, ons het duidelik nie vir ons kos betaal nie, en klein Benjamin wat saamgaan, jong Benjamin wat saamgaan. Dan word hulle met 'n feesmaal ontvang. En net as jy dink alles is reg en hulle is op pad huis toe, dan kom die wag van agteraf ingejaag en sê, een van julle het 'n silwerbeker gesteel. Natuurlik was die silwerbeker deur Josef in Benjamin se sak gesit. En as jy die silwerbeker by iemand kry, moet daai persoon bly as slaaf van Josef. Benjamin se sak word oopgemaak. Die beker lê daar. En dan gebeur daar 'n mooi ding. In plaas daarvan dat die broers hom alleen terugstuur en sonder Benjamin by Jakob opdaag wat waarskynlik sy dood gaan veroorsaak, draai hulle almal saam om.
Hulle is almal by Benjamin. En is dieselfde Juda wat eintlik soveel jaar gelede die transaksie beklink het. Dieselfde Juda, broer Juda, wat sê, vat my. Los asseblief vir Benjamin, ons weet nie wat gebeur het nie, maar sit my in die tronk, sit my in Benjamin se plek in die tronk. Wat dink jy is die grootste oomblik in Josef se lewe? Daar was baie. Miskien in Kana, toe hy agtergekom het sy pa het hom verskriklik lief, dis 'n wonderlike oomblik in 'n mens se lewe. Maar ongelukkig was daai liefde vir hom ten koste van ander. Miskien was dit die dag toe hy die kleed ontvang het, wat ons spesiaal maak, net vir my. Dis groot oomblikke in 'n mens se lewe. Miskien was dit die dag toe hy die tronk uitgehaal is, of miskien nog voor dit, toe hy agterkom uit 'n gawe, wat niemand anders het nie, maar is waarskynlik die dag, toe die farao sê, ek stel jou aan net onder my, jy's in beheer. Nee, die grootste dag in hierdie man se lewe, is toe hy nie toegee aan woede en wraak en seer binne in hom nie. Want dit sou maklik wees om dit te doen. Sy broers kom met die sak patats uit, ons sondes het ons seker ingehaal. Sê eintlik so tussen die lyne wat hulle gedoen het, jare gelede. En in plaas daarvan om met woede en wraak op te tree, vat hy die oomblik om in sy binneste. Hy stuur sy diensknegte weg. En dan begin hy huil. Hy huil so hard selfs die farao hoor hom. En dan is dit tyd. En hy sê, ek hier voor julle. Ek is Josef. Ek is julle boetie. Ek is die ouetjie wat julle as 'n slaaf verkoop het. Leef pa nog. Leef pa nog. Wat het hierdie vergifnis moontlik gemaak? Op hierdie ouetjie, op hierdie stadium kon hierdie ouetjie die groter prentjie sien. Op hierdie stadium kon hy sê, kyk ek na alles, kom ek agter, ek is met 'n doel hiernatoe gestuur. Dit moes so wees. Ek moes verkoop word. Moenie spyt wees nie, moenie jouself eintlik te nakom nie. Moenie sleg voel nie, moet jouself nie verwyd nie, moenie bang wees nie, kom nader. Hierdie goed moes met my gebeur. Ek moes verkoop word, ek moes hiernatoe kom, ek moes 'n slaaf wees. Om hele lewens te kon red. Ek moes die eerste een wees wat hiernatoe kom. Om 'n plek gereed te maak, sodat julle ook kan kom. Wat stel hom in staat om op hierdie oomblik te kan vergewe? Die feit dat hy sien op hierdie oomblik, dat God selfs die moeilikste dag in sy lewe gebruik het om iemand te verlos. En dan kom mense een ding agter, hy moes verskriklik na sy pa verlang het. Want nie minder as 13 keer verwys sy hier na Jakob nie. Het soveel tyd verbygegaan. Sinnelose tyd. Vermoste tyd. En die sinnelose verkoopstransaksie soveel jare gelede, eintlik 2 dekades gelede, bring nou verlossing
bring nou redding. Lees jy die hoofstuk verder, kom jy agter, die farao hoor toe ook, die boeties is hier, en die farao sê, bring jou pa, bring sy gesin, bring die kinders en kleinkinders, dat hulle van die vettigheid van die land afleef. Almal is welkom. En Josef kry die voorreg om sy pa nader te bring vir die laaste deel van sy lewe. Wat op hierdie oomblik gebeur, laat dink my aan die kosbare woorde in Romeine 8 vers 28, waar daar staan, God laat alles ten goeie meewerk, vir die wat hy lief het, vir die wat hy van die begin af nader getrek het. Dis wat God doen. Maar partykeer as jy nog in die middel van die storm is, verstaan jy dit nie. Josef kon het op hierdie oomblik verstaan, want die legkaartplekke val in plek. Die pad is klaar geloop, die lesse klaar geleer, hy kan terugkyk, maar ek dink nie hy sou so mooi verstaan, as hy nog in die tronk was nie. Dit is nie maklik om te vergewe, as jy nog nie alles verstaan nie. So word Josef die eerste wat moes gaan, soos wat Jesus die eerste word wat moes gaan. So word Josef die eerste wat moes ly, soos wat Jesus die eerste was wat moes ly, sodat die wat agterna kom, gered kon word. Een verskil. Ek en jy was nie aandadig aan Josef se pyn nie. Dieselfde kan ons nie sê oor Jesus nie. Ek wil kortliks afsluit met 3 redes waarom dit moeilik is om te vergewe. 3 redes waarom mense dikwels nie kan vergewe nie. Die eerste rede, baie mense dink as ek jou vergewe, gaan jy skotvry hiervan afkom. As ek jou vergewe, gaan hierdie ding jou nie bly pla nie. As ek jou vergewe, gaan hierdie ding nie op jou bly groei nie. En dikwels is ons mense wat ander wil straf vir die res van hulle lewens en ons wil hulle laat boet vir die sinnelose besluite wat hulle geneem het. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê, wraak is soet. As jy dink wraak is soet, moet jy jou smaakkliere laat herkalibreer. As jy dink wraak is soet, moet jy jou lewe laat herkalibreer. Wraak laat 'n vrot smaak in 'n mens se mond. Wraak is bitter. En ons vergeet baie keer een ding, die oordeel kom God toe. Dis hy wat groot en heilig genoeg is om geregtigheid en reg werklik te laat geskied. Dis nie jou voorreg nie. Dit sien ons ook so mooi in Genesis 50. Jakob word toe gebring, Josef het sy mense naby, Jakob sterf toe op 'n stadium. En toe dink die boeties weer, nou dat pa dood is, nou gaan Josef sy ware klere wys. Nou gaan hy kwaad raak. Nou gaan die wraak uitkom. En dan sê Josef, ek is nie God nie. Jy lees dit in Genesis 50 vers 19, ek is nie God nie. Die wraak kom my nie toe nie. 'n tweede rede, dalk loop iemand skotvry, die eerste rede, die tweede rede, as ek jou vergewe beteken het dan nou verkeerd, was eintlik nie verkeerd nie. En dis ook nie waar nie. Josef het vir hierdie broers gesê, julle het my verkoop vir klein geld. Julle het my in 'n moeilike posisie gesit. Julle het my eintlik kwaad aangedoen. Vergifnis vat nie die wrede dade weg nie. Vergifnis vat die woede en die wraak oor die dade weg.
Vergifnis vat nie die seer weg, asof dit nooit gebeur het nie. Vergifnis vat die pyn weg, oor die seer wat my vir die res van my lewe kan pla. Vergifnis is om die verkeerde met die regte ding te antwoord. Vergifnis is om die maklike, want dit is baie maklik om kwaad te bly, met die moeilike te vervang. Die laaste rede hoekom mense nie maklik vergewe nie. Vergifnis stel jou bloot. Net nou kom jy by iemand en sê, ek soek jou vergifnis, en hulle sê nee. Net nou vergewe jy iemand en hulle mors weer met jou goedheid, mors met jou genade. Die Bybel is vol oomblikke waar mense met God se goedheid en genade gemors het. Hoeveel keer het God gesê, wat is jy alweer weg van my af? Wat soek jy alweer daar? Hoekom het jy my alweer gelos? Vergifnis bring nie altyd versoening nie. Vergifnis laat alles nie altyd weer wees soos wat dit was nie. En ja, as jy vergifnis gaan vra, stel jy jouself bloot aan iemand wat jou kan verwerp en sê ek gee dit nie. En as jy iemand vergifnis gee, vat jy die kans om genade goedkoop te maak of eintlik weer boer geloop te word. En miskien is dit waarmee mense geworstel het, toe hulle gevra het, hoeveel keer moet ek dan nou nog my broer vergewe? Kan ek daai vraag vervang met 'n ander vraag? Hoeveel keer wil jy hom nie nog vergewe nie? Hoeveel keer wil jy nog dra aan jou las? Hoeveel keer wil jy nog stoei met die storm in jou binneste? Hoeveel keer wil jy nog tyd mors? Die vraag is nie hoeveel keer wil jy hom nog vergewe nie. Die vraag is hoeveel keer wil jy hom nog nie vergewe nie. Vergifnis is 'n keuse. Is nie 'n gevoel nie. As jy wag vir 'n gevoel om by 'n punt uit te kom om iemand te vergewe, gaan jy baie lank wag. Is nie altyd maklik nie. Maar dis die enigste pad. Want dit wat ek en jy ontvang het, moet ons eenvoudig gaan uitdeel. Amen. Here, ek sien 'n jong man wat hard probeer het om mense te oortuig dat hy hulle vergewe het. Ek sien 'n jong man wat sy lewe op 'n ander manier spandeer het as wat hy aanvanklik gedink het dit gaan wees. Ek sien 'n jong man wat deur 'n storm is, op 17 jaar oud verkoop soos 'n ding. Maar kyk jy terug, sien jy al die redes. Uiteindelik moes hy hierdie pad stap, sodat daar voorsiening kon wees vir soveel ander. Dankie Here, vir die Heilige Gees wat voortdurend met ons besig is. En ook daar waar dit nog vir ons baie keer moeilik is. Lei ons maar net, Here, in U eie spore. Amen. Here, gee ons U genade en gee ons U liefde en gee ons elke dag die versekering dat ons by U is en dat U ons liefhet en dat U ons vul met
u hoop en u vrede. Aan u kom toe alle krag, alle heerlikheid